broers en susters, welkom in die huis van die Here en mag julle 'n ryklike seën ontvang. So geseën dat julle vandag en die dae wat kom 'n seën vir ander sal wees. Ek sal vir Suster Sylvie vra om vir ons open met die gebed. Wat kan kniel. En ons sluit ons oor. Baie dankie Vader. Vir nog 'n week waar U ons deurgedra het. Dankie dat ons vanoggend ons oë kan oopmaak. Ons kom sê net dankie vir elke seëning. Dankie vir die gebruik dat U ons kan nog gebruik, Vader. Want die tyd loop uit. Een van die dae kan ons weer so saam wees. Daarom kom ons en ons is dankbaar om nog hier saam te kan wees. Vader, ek ken elkeen se behoefte, ken elkeen se tekortkomings. Ons kom pleit vergifnis vir alles wat ons verkeerd gedoen het. En ons glo en vertrou. Elke woord, elke lied is tot eer van U in die wonderlike naam. Amen. Ek sal vir Chloe vra om net vir my die name af te lees van hulle wat verjaar het. Daar in die bordjie af te sien. Hier zijn het verjaardag, Zenaïden, 15e, Frans Bert, de 16e, Desiree, Bert, dus de 18e, Evelina Zwart, Elna Mili, de 22e, Novia Kitas, de 27e, en Sabitan, de 29e. Ek wil vir u almal voorhou Lukas 1 vanaf vers 46 tot 48. Dit is nou wel iets wat baie nou met vir Maria verbind word met die geboorte van Jesus, maar omdat dit ook die geboorte van my broers en susters aandui, dink ek u kan weer sien hoe dat die Here vir u in die teks, hoe dat hy vir u nog 'n kans op die lewe gegee het en dat u kan vooruitkyk vir hoe dit sal wees in die ewige lewe, omdat u al reeds ervaring het van hoe u aangekom het en hoe dat hy vir u aangedra het op hierdie belofte. Maria het gesê, my siel maak die Here groot en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensknegt, sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem, omdat die Here vir my tot op so 'n ouderdom nog bewaar het. Ons openingslied sal wees lied nommer 205. Ons teks vir gedagte vanoggend is Openbaring 12 vers 17 en dit lees as volg: En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou die vrou, ons sien die vrou as God se kerk. Every woman who has walked with God has a story to tell. Sarah would tell you, nothing is too hard for God. Hagar would tell you, God sees you. Rahab would tell you, your past doesn't define you. God can use anyone. Hannah would tell you, God answers prayers. Ruth would tell you, it's not over until God says it's over. Esther would tell you, trust God, He will exalt you in His perfect timing.
The woman with the issue of blood would tell you, little faith can create miracles. Ons gaan nou luister na die sendingsverhaal. Jy sien, die rede waarom ons dit doen is omdat ons mense langs die pad kan ontmoet terwyl ons op ons fietsse is, wat ons nie met motors kan doen nie. Om ons fietsse te neem, bemagtig ons dus ons met 'n unieke geleentheid om die liefde van Jesus oor die hele Verenigde State te deel. In die laat 1890s het 'n Sewende-dag Adventiste literatuur-evangelis myl na myl oor uitgestrekte Australiese landskappe gery en Adventiste boeke verkoop. Sy naam was Philip Reekie. Sy dapper geloof het 'n nalatenskap ontlont wat vandag nog voortduur. Anthony Kent is een van die duisende wat Sewende-dag Adventiste geword het as gevolg van een boek wat aan sy oupa Grootjie langs 'n stowwerige pad in New South Wales verkoop is. In 2022, geïnspireer deur die storie van die fietsry-medewerker, het Anthony 'n span fietsryers meer as 1100 myl gelei van Washington DC na St. Louis vir die wêreldkonferensie-sessie. Hulle het doelbewus getrap, meer as 4000 literatuurstukke uitgedeel en langs die pad met baie mense kontak gemaak. Maar Anthony se bene het net begin opwarm. Die volgende jaar het hy nog 'n span fietsryers na afgeleë Shetland-eilande van Skotland gelei, waar nie 'n enkele Adventis woon nie. 'n Groep leraars het koue winde en steil heuwels getrotseer, vasbeslote om elke bewoonde pad te ry en met almal wat hulle teekom te deel. Ek sal gaan, fietsspanne het deur Skotland, Australië en selfs die berge van Papua New-Guinea gery. Duisende stukke literatuur is uitgedeel, blywende verhoudings is geskep. Hulle word gemotiveer deur die eenvoudige sending om die onbereiktes te bereik. Weereens het Ek sal gaan span na St. Louis gery. Hierdie keer het hulle reis vanuit Amerika se weste begin. Oor die jare was die hawe van San Francisco die beginpunt van baie sendingreise, insluitend Abraham Leroux wat na Asië en Pitcairn op pad was na die Suidstille Oseaan eilande. Die verstommende Golden Gate brug. My hart gaan net uit na daardie sendelinge wat deur hierdie deurgang na die uithoeke van die aarde geseil het. Hulle het na plekke soos Australië, Nieu-Seeland en die Verre Ooste in Asië gegaan. Sommige Ek sal gaan fietsryers het van die Weskus af begin en ander het in Colorado aangesluit, maar op snelweë, landspaaie, deur woestye en oor berge het hulle een doel voor oog gehad, die goeie nuus van Jesus te deel. Dit sou net pragtig wees as mense kan bid vir diegene wat ons ontmoet. Ons hoop dat die bietjie inligting wat ons aan hulle gee, vermenigvuldig word en dat die Heilige Gees hulle harte aanraak en hulle groei tot 'n verder begrip van die ware prentjie van Jesus. In Australië, die Shetland-eilande en reg oor Amerika verpersoonlik hierdie fietsryers die oproep om te gaan. Al wat dit verg is geloof, 'n fiets en die bereidwilligheid om te ry. Ons gedagte vir die dag. Our work for Christ is to begin with a family in the home. There is no missionary field more important than this. And this coming from the Adventist Home, page 35. Die groot vraag vandag is sekerlik, hoe is Sondag tot die plek van die Bybelse Sabbat verhef? Hierdie vraag vind ons in die boek Basiese Bybelstudie. Dit is die boek wat verlede jaar iewers uitgegee was, baie interessant. Ek lees nie die voorste blad vir u voor. Dit is 'n hulpmiddel in die mens se soektog na waarheid, bondige antwoorde op Bybelvrae, logiese verduidelikings kortlik uiteengesit, veral die
profeseë van Daniël en Openbaring. Dit is deur Harold E. Metcalf geskryf, in Afrikaans vertaal deur W.J. Swanepoel, M.A. Graad. Die eerste geskrewe poging deur die biskop of die paus van Rome om sy mag oor ander kerke te laat geld was in die jaar 195 na Christus. Toe biskop Victor 'n groep van 'n paar duisend Christene in Klein-Asië onder die ban geplaas het omdat hulle gevoel het dat Pasen volgens die Joodse kalender gevier moet word, wat teenstrydig met Victor se idee was, naamlik dat die viering net op 'n Sondag moet plaasvind. Hierdie Sabbat vraagstuk is van uiterste belang en sal nog groter afmetings aanneem. Dit sal die groot toets van lojaliteit teenoor God, die waarheid en die Bybel word. Die besluit berus by u. Johannes was bevoorreg om die volk van God te sien net voor die wederkoms van Jesus. En hy sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Nou ek gaan 'n paar van die Bybelkarakters vra, wat het hulle te sê? Wat sou hulle gedoen het as hulle in die situasie waarin ons nou is gedoen word? Die eerste persoon wat ek gaan oproep is, as Moses hier was, wat sou hy gedoen het? Moses. Die naam is daar bo geskryf, bo die dinge se, heel bo. Dit nie? Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om tydlang die genot van die sonde te hê, en die smaak van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgegaan na die beloning. Deur die geloof het Egipte verlaat sonder om die troon van die koningin te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Die tweede persoon is Elia. Wat sou Elia gedoen het? Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lang ruk julle nog op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as dit Baal is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord. Derde persoon, Salomo. Wat sou Salomo gesê het? Spreekwoord. One turns a deaf ear to my instruction, even the prayers of the dead. Dit is 'n baie sterk woord wat daar gebruik word. Ek gaan dit graag weer in Afrikaans lees. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Spreuke 28 vers 9. Kom ons vra vir Jesus self, wat sou hy gesê het en wat het hy gedoen om vir ons 'n voorbeeld te wees? Nou daar is 'n hele paar quotaties wat hy gaan lewer, so ek wil hê die persoon wat Jesus gaan teenwoordig net aanhaal, net elke keer. In vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dan Johannes 8 vers 29, en hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie,
omdat ek altyd doen wat onwelgevallig is. En dan Johannes 13 vers 15, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En dan sê Jesus ook daar in Matteus 16 vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En in vers 26, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Kom ons vra vir Paulus, wat sou Paulus gesê het? Weet julle nie dat julle selfs as diensknegte beskikbaar stel nie, om gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, of van sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Wat nou Petrus gesê het, Petrus sê in Handelinge 4 vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes, sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Hy sê ook in Handelinge 5 vers 29, Petrus en die apostels antwoord gesê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Amen. kom ons luister wat Johannes sê. Wat sou hy gesê het as hy vir ons nou moes raad gee? Maar in 22 vers 14 sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Jy kry eintlik 'n traan in jou oog as jy dink aan mense wat jy liefhet daar buite, wat net nie kan verstaan nie, en wat soos in bang is vir ander mense, en liewer by die massa wil wees en dink hulle is veilig daar, né? As om uit te staan soos 'n seerduin. Maar dan sien ons Joshua. Ek het gisteraand iewers ook weer gelees. Daar het nie 2 persone die beloofde land ingegaan. Dit was Joshua en Caleb. Die ander het in die woestyn gesterf omdat hulle wou by die massa aansluit. En Joshua sê vir ons, hy challenge ons eintlik, wat sal ons kies? So ons staan op 'n vreeslike toets. Het is geen wonder dat daar gepraat word van die 144.000, want dit is enkelinge wat gaan staan. Jy gaan nie na jou man kyk, jy gaan nie na jou vrou kyk, na jou kinders, jy sal alleen moet staan om te kies vir Jesus, of jy na hom gaan luister of nie. Joshua sê, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En toe ek daai lees, hy laaste gedeelte van ek en my huis, toe dink ek, wie is my huis? Ek het my kinders wat ook baie naby my bly, maar eintlik is ek alleen. Hoe verklaar ek dit? Hoe sê ek dit vir ander mense, ek en my huis, terwyl ek eintlik alleen is? Nee? Maar dan dink ek aan toe Jesus daar gesit het met 'n paar mense gesels het, die disippels was natuurlik by, sy moeder en sy broers en susters het daar buite kan gestaan, hulle het hom gesoek, en toe sê van die mense vir hom daar, daar jou moeder en jou susters en broers soek, vir hom toe vra hy vir hulle, wie is my moeder en my broers en my susters? Nee? Dit is hulle wat gehoorsaam is aan die wil van God. En dit wat Joshua daar vir ons bemoedig mee, Joshua 24 vers 15, die groot vraag is, wat sal ons kies? Ons slotlied sal wees lied nommer 6-7. Vader, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Dankie vir die woord. Dankie vir die Bybel. Dankie dat ons dit so kan deel onder mekaar. Want ek sê weer, Vader, een van die dae kan ons dit nie doen. So laat ons elke uur, elke oomblik saam met U wees, Vader, en soek wat is reg. Ons gewoon vertrou, U sal ons wys en wysheid vul. Amen.
Heer, ons het weer eens die geleentheid om uit u woord uit te leer. Gee dat ons dit ter harte sal neem. Gee vir ons u insig sodat ons dit kan uitleef en ook kan vertoon en verkondig aan ons medebroers en susters. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Ons het verlede week gehoor van die belangrikheid van wat dit is om die Bybel te hê en daaruit te leer. En ek moet nou nogal sê, ons het jare terug, toe ons nou so met die kerk die mekaar geraak het, het ons eendag daar by my huis aan huise gekom. Ons was so 3 gesinne gewees, 3 gesinne. Ja, so 2-3 gesinne gewees. Maar ek het al die Bybels wat ek gehad het, wat in die huis is, het ek gevat en ek het dit uitgestal. Uitgestal op die koffietafel. En dit was nogal 'n redelike handvol gewees, Engelse Bybels, Afrikaanse Bybels, ou, baie ou Engelse Bybel. Hy is al so half uit mekaar uit gewees. Ons het seker so 7, 8 verskillende weergawe gehad. Ek het 'n Afrikaanse Bybel, die ou Afrikaanse vertaling wat die apokriewe in het. Jy het sulke goeders. En ons het dan by mekaar gekom en ek het in die dag, was basies Sabbat opening gewees. Ons het dit genoem Woord en Wêreld. En die vraag wat ek gevra het, na aanleiding van dit wat op die koffietafel is ek 'n goeie Christen? Ja of nee? Dit hang af of ek die boeke gebruik. Is dit nie so nie? Ek kan al hierdie wonderlik opgeslote waarhede hê in die boek wat tot my beskikking is en ek maak hom nie oop nie. Ek gebruik hom nie. Nou moet ek ook bysê, daai boeke was in 'n baie goeie kondisie, behalwe die ou Engelse een, was die res van die boeke in 'n baie goeie kondisie gewees. Hoekom? Omdat hulle nie oopgemaak was nie. En na aanleiding van ons les vir hierdie week wat sê hoe om die Bybel te bestudeer, het die volgende vraag in my kop vasgesteek. Doen ek dit reg? Dink jy kan dit verkeerd doen? Okay. So, deur dit nie te doen nie, doen jy dit nie reg nie, is dit die antwoord? Nou is daar nog, nou daar weer, dankie broer, met ander woorde het iets bygekom. Wat is jou aanvanklike beweegrede en wat is jou werksrigting? Ek probeer nou die woorde, ek sukkel met die Afrikaans vanoggend. Wat is jou motief die oomblik wanneer jy dit wil doen? Het jy 'n motief nodig om dit te doen? Okay, dis dan een motief. Ek wil nie in die hel beland nie. Okay, sis? Mense het uit gewoonte. Is dit 'n goeie gewoonte? Dis 'n goeie gewoonte. Ek gaan met jou verskil. Ek moet nogal sê, nie alle gewoontes is goed nie. Gaan sit en dit doen. Dan is dit word nader outomaties deel van jou dag se dagroetine. En dit is nie noodwendig dat dit verkeerd is. Iewers gaan daar iets. Ja. Ek is nou alweer op die verkeerde plek.
Hoekom is ek op die verkeerde plek? Hoekom dink julle sal ek sê ek is op die verkeerde plek? Nee, dalk doen ek dit. Maar wat het ek gesê? Wat is my motivering? Hoekom delf ek in die woord van God? Wat is my motivering? Doen ek dit om nader aan God te kom deur studie in sy woord, of doen ek dit om seker te maak dat die oomblik wanneer iemand vir my 'n vraag vra, dat ek hulle die regte antwoord kan gee? So, aan die ander kant, nou is my motivering nie reg nie. As jy motivering verkeerd. Die feit dat jy die boek oopmaak en lees wat daar staan, maak dit deur ook vir die Here om my te kom. Jou motivering mag dalk nou verkeerd wees. Beteken nie die Heilige Gees kan nie daarmee werk. Op die ou einde van die dag kan dit oor, is jy bereid om te lees wat daar staan? Maak nie saak wat jou motivering is nie. Is jy bereid, want hierdie is 'n kragtige boek, wat van 'n kragtige plek af kom. Het 'n kragtige hand. 'n Mens moet nie daai kragtigheid onderskat nie. Jou motivering is niks, wanneer dit by die Heilige Gees kom. Amen. Okay, is reg, baie dankie suster. Broer François? Weet jy hoe teleurstellend die Here as ons dit net probeer ons lees in die woord wat ons gee. Oor die Here is geweldig teleurgesteld omdat ons nie na sy woord luister nie. Want dis tog basies wat dit beteken. Deur te lees, ek is nou by jou suster Valerie, dankie. Deur te lees gee jy aandag en dan luister. Ons vergeet dat lees is luister. Is dit nie so nie? Ons dink baie keer as ons met ons oë lees, dan luister ons nie. Maar ons luister na onsself. Is dit nie so nie? Die oomblik as jy lees, Suster Valerie? Psalm 119 Psalm 119 lees. Die woord is daar so die Here hoekom jy dit lees, is omdat ek nie struikel, val, my seer maak nie. As ek mos nie donker gaan. Ja, as jy nie donker loop, ja. Dit wat aangaan, so die enigste, die beste persoon om by raad te vra, is by God, omdat hy sien veel. Dankie. Ons is, dan oor ons het hierdie kragtige item wat tot ons beskikking is, Suster Sonet. Dit nou 'n gebed is wanneer waar jy met God praat. Maar Bybelstudie is waar God met jou antwoord. Ja. Waar God met jou praat. Ja, die antwoord. Want dis baie keer het jy hierdie vraag in jou. Jy weet nie hoe om dit oor te dra nie en dan gaan jy dan neem jy die besluit maar ek wil tog sê ek het jare terug ek wou 'n Cressida koop. Toyota Cressida. Wat ek wou koop. Ek het 'n Mazda gehad op daai stadium en ek wou toe nog vir my 'n Cressida koop. Dit was daai ouens daar in Pietersburgstraat nie waar aan Ladana was. En jy onthou daai plek aan Ladana. En ek het alles in my vermoë gedoen. Hoor wat ek sê? Alles in my vermoë gedoen om die Cressida te wil koop. En al wat die Here wat ek probeer ook forceer het die Here toegemaak. Ek het nie so daaroor gedink nie. Want ek was op daai stadium nie naby aan die Here gewees nie. So al wat ek gedink het, wat is besig om te gebeur? Hoekom man, wat gaan aan? Hoekom kan dit uiteinde van die saak was ek het nooit die Cressida gekry nie. Want dit was nie noodwendig wat die Here wou gehad het nie, want ek het op die ou einde het ek besluit laat die Here maar besluit. Dis woorde wat ek uitgespreek het, laat die Here maar besluit wat ek nodig het. En so rukkie later toe gebeur allerlei vreemde goeders. En toe ek nou baie mooi gaan sit en dink, toe besef ek maar dis eintlik wat die Here wou gehad het wat ons gebeur.
So ons moet versigtig wees om die Here se hand te probeer forceer. Want ons wil dit graag ook doen. Aanvaar die Here sien nie. Ja, nee. Ja, ons ja. Ek het altyd dankie broer De Wet. Ek ken 'n paar manne wat vir 7 jaar lank gestudeer het om leiers te word in kerke. En dan staan hulle daar in hulle verkondiging. Hulle het die Bybel gelees, glo ek. Wat het daai Bybel lees gehad? Ja. Die Heilige Gees ons nie lei om die Bybel te lees om Jesus te ontmoet. Dan mors ons maar net ons tyd. Daar gaan niks vassteek nie. Al spandeer ek hoeveel tyd in die woord, né? Ja. Want dis tog wat ek was nou nog besig om by die punt uit te kom. Die oomblik wanneer ons die Bybel oopmaak, voordat ons iets doen. Dis iets wat ek oor tyd ook geleer het, wat ander mense vir my geleer het, is, ek het altyd net die Bybel oopgemaak en gelees. Ja, okay, ek lees die Bybel, ja, wonderlik, ja, kyk hierdie wonderlike mense wat ek is. Nee. Buiten die motivering, soos ek sê, ek het nou al op stadiums dat ek gaan kyk wat staan in die Bybel, sodat ek ander mense kan teregwys. Ja, suster? Dat ek hulle kan teregwys. Want die Bybel sê so. Ek het, ja, miskien moet ek dit nie noem nie. Maar, so met ander woorde, my motivering vir die lees van die Bybel was om teregwysing te doen, maar ek het ook nie gegaan en gesê, maar hoor, Here, gee vir my die Heilige Gees om my te help, om die oortuiging wat in die woord is, te kan verstaan nie. Want ek kan gaan en ek kan die Bybel lees, en my eie oortuiging daaraan koppel. Nie dit wat die Here wou gehad het, ons moes geleer het uit die woord uit, nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld van een woord kan baie betekenisse hê. Een woord. En ek is lief om die woordjie leer te gebruik. Ek vir jou sê, leer. Wat beteken dit? A ladder, okay? Ladder, okay? Something else? Studeer, leer. Daar is hy, leer. Okay? Dis nou al 'n tweede een. Leer van die vel van 'n dier. Okay, dis leer. Okay? Ons het nou al die leer opklim gedoen. Sykous wat leer. Dan nog? Broer? Wat kan jy anders? Die weermag, die leer. Okay, nog iets. Leerstelling. Ja. Ons is nog steeds net by leer. L-E-E-R. Leer. Niks meer, niks minder. So ons moet leerling. Met ander woorde, dis 'n persoon. Maar is nog steeds net leer. So ons moet versigtig wees om aan 'n woord iets te koppel wat nie veronderstel was om daaraan gekoppel te word. Is soos die Engelse woord, ek gaan nou 'n bietjie weer klink, maar die Engelse woord wat sê gay. Right? Ek het groot geword met die woord gay as jy is vrolik, jy is uitermate vrolik. Dis wat gay was.
Vandag het dit die vreemdste betekenis. I'll rather not go there, soos die Engelsman sê. Wat ek sê. So met ander, dis die ander interessante ding. Oor tyd verander die betekenis van 'n woord. En as ons kyk na dit wat vir ons gegee is in die woord, waarvan ons praat, die Bybel in die opsig is, het dit noodwendig oor tyd verander, ja of nee? Sê wese nie? Nee. Ja, maar as ons teruggaan na die oorspronklike geskrifte toe, en dis waar ons moet besef, ons moet nie net lig raak na alles wat nuut is kyk nie. Want die nuutheid kan jou in die verderf inbring. Want die werklikheid het verander. Herman. Jou hand opgesteek? Was dit maar net 'n rek gewees? Dit is waarvoor ons moet versigtig. Want ons kan van een vertaling of is dit nie vertaling nie, van ja, is maar vertaling. Kom ons praat van vertaling. Daar's verskeie vertalings van die woord wat aanleiding gee en iemand het nou die dag 'n kommentaar gelewer. Ek weet nie of julle dit seker ook gehoor. Leraar Visser wat laasweek hierso was, het vir ons gesê dat volgens die nuutste opnames wat daar gemaak is, praat ons van 44,000 protestantse genootskappe. Hoeveel Bybels is daar? Yes. Daar's soveel vertalings maar hoekom is daar soveel vertalings? Menslike opinies, broer François. Rooms-Katholieke Kerk is ernstig besig om Bybels te verander sodat die mense verkeerde pad kan doen. Dit is hulle werk. En hulle gebruik baie mense om hulle te help daarmee. So baie van die Bybelgenootskappe is saam met hulle besig om hierdie Bybels te verander sodat dit nie die regte ding sê wat die oorspronklike Bybel gesê het. Suster? Ek onthou iets. Okay, bra. Ek onthou nou iets. Ek het eendag, hele klompie jare terug, in 'n koffieshop gekom. En in daardie koffieshop was daar 'n Bybel wat by 'n sentrale punt oopgelê. Groot, soos 'n familiebybel, groot dik Bybel. En daar was 'n joernaal met 'n pen. En ek het mense daar sien skryf. En ek het gegaan en gevra vir die een dametjie, wat skryf daai mense? Toe sê sy, jy kan enige persoon wat daar kom, kan 'n paar teksverse vat en dit vertaal in hulle eie taal, soos wat hulle dit sien, in hierdie joernaal. En so maklik was dit, om 'n Bybel te vertaal. Dit is almal se opinies, word dan daar ingesit. Nie noodwendig die regte opinies nie, want elkeen van ons verskil. God het ons uniek gemaak. Maar ons moet ons nie blind staar teen die feit dat ek dink ek weet beter as jy. Suster? Wat so ontsettend belangrik is dat ons, wanneer ons gaan sit met die Bybel in die oggend, dat ons heel eers bid en die Vader, Seun en Heilige Gees nooi om daar teenwoordig te wees, om ons te lei in die waarheid. En dan sal hy dit doen. En dit moet 'n rutine wees wat ons elke dag doen. Dat daar niks van jou eie opinies daarin kom nie, maar dat jy gelei word deur die Vader, Seun en Heilige Gees. Okay, so jy het noem 'n interessante ding daarso van in die oggend. Wie van julle is oggendmense hierso rond? Kyk op julle handjies. Die groter meerderheid van ons
as oggendmense. So met ander woorde, dit maak praktiese sin om jou met oortuiging die dag te begin met die woord in die oggend. Maar as jy nie 'n oggendmens is nie, ek ken so een. Okay, môre in die oggend sowel as in die aand. Okay, so met ander woorde, ons het nou 2 keer op 'n dag. As jy 'n aandpersoon is, jy sal miskien meer inneem in die aand. So met ander woorde, ek het toevallig met Saad openingssuster Valerie. Toe ek nog in skool was, het ek gelees, dieselfde lees, die oggend en die aand gedoen. En die dag wanneer ek dit die oggend gedoen het, die aand kom sien ek in die lees wat die antwoord vir die probleem wat ek die dag ervaar. Ja. Dan is dit baie spek. So 'n waarde daarin om dit meer as 1 keer op 'n dag, broer Andrei. Jy moet eintlik Dis nou presies, ek is op pad daarna toe. Ek wil nou juist nou sê, vir ons nie oggendmense nie, moet daar seker 'n ander tyd wees, né? Is dit nou vanaand wanneer jy nou besig nog, jy raak nou rustig, jy het nou malle gejaag na niks gehad. Yes, Gary? Ons kan speel met woorde. Lees die Bybel wanneer dit jou pas. Nie jou pas nie, maar wanneer jou denke wanneer jy die meeste waarde daarin kan kry. Ja, ons kan met woorde speel. Nee, oggend, aand, nee, maar wat van die middag? Ja. Wanneer jy die meeste waarde daaruit kan kry. Met ander woorde, daar's nie 'n tyd nie. Alhoewel daar 'n tyd moet wees, is vir elkeen van ons is dit nie noodwendig dieselfde tyd nie. Jesus het vir ons 'n duidelike voorbeeld gegee. Hy het ons voorbeeld. Hy het die voorbeeld ons geleer. Vroeg in die oggend uitgaan. Hoekom? Want hy het geweet, dan staan nog stilte. Die mense het nie opgestaan nie. Daar's nie 'n gewoel nie, want die oomblik wat jy begin woel, kom jy nie weer daarby uit nie. Nie sommer nie. Dis waar, ek weet Christus is 'n goeie voorbeeld. Dit is vir ons van kardinale belang dat elkeen van ons 'n tyd moet hê. Elkeen van ons moet 'n tyd hê. Maak nie saak of dit nou oggend, middag of aand is nie, maar daar moet 'n tyd afgestaan word in jou daaglikse omgang om nader aan die Here te beweeg. Broer François, jy wou iets gesê. Hierso sê Psalm 5 en vers 4 sê. Psalm 5 vers 4. En in die môre, Here, sal U my stem hoor, en in die môre sal ek net aan U voor lê en afwag. Ek dink as 'n mens dit in die oggend doen, dan hou dit jou die hele dag aan. Dan dit gee jou krag vir die dag, soos ons altyd sê. Dit hang af van as jy 'n verpleegster is. En jy kom nou en jy doen nagdiens. Dan doen jy dit ook ons nie. Nee, maar dan is jy moeg. Jy hoor wat ek sê. Met ander woorde nou, nee maar nie, ek het nou net begin. Die volgende vraag wat ek wil vra is, wat is die regte plek? In jou binnekamer. Stil en alleen. Binnekamer. Definieer vir my binnekamer. Alleen kan wees met God. Daar waar jy alleen met God kan wees. Daar sê. Dis nou tipies nou weer ek wil weet wat beteken binnekamer. Want dit slê vir my die oomblik wanneer in my gedagtes as ek praat van binnekamer, is dit hierdie donker gaatjie hier somewhere waar niks en niemand naby my kan kom nie. Ja, dis klop. Say again? Ja. Look. Closet. En alle word kom apart alleen. Waar jy aan die Here is. Wat daar stil. Met ander woorde 'n plek waar jy gesonder is.
En dit is nou toevallig soos wat Suster so net gesê het, dit kan letterlik enige plek wees. Ek het gisteraand het ons met Bybelstudie het die vroutjie gesê dat dit wat haar stilte plek was in die sitkamer. En sy het 3 klein kindertjies gehad wat gewoel het. Was haar stilte tyd was die rooi rusbank waarop sy gesit het. En oor tyd het die kleuters later aan besef dat maar wanneer ma op die rooi rusbank sit met die Bybel, beteken dit stilte tyd. So met ander woorde, dit is iets wat jy oor tyd kan oordra van geslag tot geslag. Is dit nie so nie? Want ons leer, want waar leer ek en jy toe ons so groot was? By ons boeties en ons sissies en ons maatjies en ja, hulle het ons geleer om stout te wees. Ja, dit is waar. Maar jy leer dit by jou ouers. Jy sien dit by jou ouers. Dis waar dit vandaan kom. Aan die ander woorde, die voorbeeld wat vir jou gegee word. Nou as ek en jy dit nie doen nie. Hoe kan ons gaan, suster? Dan sy oor intraal van die pad af en kom haar kind. Nee, daar's iemand in die gesin. Ja, dit is waar. Maar ek is geneig om te sê oor die groter meerderheid, dit wie ek is. Okay, kom ek stel dit so. Dit wie ek is, kom van een persoon af. My ma. Suster wel? Dit was eintlik ouers se plig volgens die tradisie. Dis die ouers se plig om die kind te leer. Is so. Met die nuwe wêreldomstandighede het eintlik alles omver gegooi. Dit het onderste bo gedraai. Regtig onderste bo gedraai en dit is die omstandighede, maar ons kan nog steeds 'n goeie voorbeeld wees. En ons moet dit oordra aan die volgende geslag, sodat hulle ook die besef sal hê dat hulle wil sodat hulle die strewe daarna sal hê om in die woord te delf. Want dis waar die antwoord vir vandag se omstandighede is. Het julle al in vandag se omstandighede die antwoord in die verlede gekry? Dink dit reg? Maar dis pas wat ek vir julle gesê het. Die antwoord vir vandag lê in die verlede. Dis waarom. Ons moet nie die antwoord vir vandag by vandag soek. Dan is dit te laat. Ons moet die antwoord in die verlede kry. Ja, die tegnologie, weet en allerlei sulke goeters het deesdae impak. Ek het almal groot 5 minute. Die tegnologie het 'n impak op vandag se omstandighede. Dit is waar. Ons almal staan ons blind teen die tegnologie. Ek is nou toevallig een van daai mense. I'm a gadget man. Ken julle daai ding soos 'n gadget man? Die nuutste, fancyste gadget. I want it. I love it. En hy knoppetjies ding. Ek het heel week in 'n knoppetjies ding gesit in my werk al by die huis. Nee, jy worry daaroor. My storie verloor, suster, jy het my nou hierdie knoppetjies ding so openbaar teenoor my toe verloor ek my paadjie. Maar tegnologie is nie noodwendig sleg nie. Nie noodwendig sleg. Jy as mens is die oorsaak dat die slegtigheid daaraan gekoppel word. Hoekom?
omdat ek en jy hierdie verloor het. Ons het vergeet om te delf. Bly steeds om die Bybel in jou hand te vat. En die Here daar te soek. Ek het die Bybel in my hand. Jy veel ander goed by. Die Bybel het net God se woord en is net lewendig, kragtig. Ek weet nie of julle al gehoor het van die 14 reëls wat William Miller vasgestel het van hoe om Bybelstudie te doen. Ek kan nie sê ek het al gelees. Ek het dit toegepas en dit maak vir baie deure oop van hoe om Bybelstudie werklik te doen. Nee, jou eie interpretasies in te sit in die woord nie, die woord met homself verklaar. Daar's 14 reëls wat hy neergeskryf het. En as ons dit begin doen, moet jou verhouding verander. Laat jy 'n verhouding met die Seun en die Vader het, want as ons dit nie het, dis soos die Fariseërs. Hulle het die woord geken. Hulle het die woord geken. Maar wat ontbreek was die verhouding met die Seun en die Vader. Dis hoekom Nikodemus daar met Jesus, wat het met hom daar gebeur? Ja. Wat het met hom daar gebeur toe hy met Jesus gepraat het? Daar het 'n werklike verandering in sy hart kom en hy het gedraai. Ja. Ja, dankie daarvoor, Harry. Daar is sekere reëls wat ons moet toepas. Daar is reëls. Ons moet bereid wees om ons gedagtes oop te hou om te sê, maar kan ek dit dalk op 'n beter manier doen? Ons moet ons nie blind staar teen ons eie metode nie. Wie van julle het geleer om te leer? Nee, ons is weer terug by die leerstorie. Hier is nou koppietjies wat so maak, en ons daar koppietjies wat so maak, terwyl jy het ook geleer, sit net nie geleer nie. Sorry. Op die einde van die dag, die Here nie vir ons vra, wat se geleerdheid het enige een van ons? En hoeveel was jou IQ en hoeveel grade het jy agter jou naam? Wanneer dit kom by God se woord, kan ons net die Bybel vat en lees en daar sal ons die Here ontdek in sy woord. Die enigste plek waar ek antwoord is die Bybel. Maar ja, tog, ek het iets wat in die les uitgekom het is, daar's 'n metode om sekere goeders te doen, soos byvoorbeeld wat by kan dra is jy lees, skryf en vertel. En dan slaan dit vas. Nou Sydney het by die lees begin, maar nooit by die skryf en die vertel gekom nie. So hy het altyd agtergebly. Ons moet bereid wees, oop te wees, om te luister en na Christus se woord te kyk. As ons nie die Bybel oopmaak en gaan ons nie daaruit leer nie. Klaar, uit en vandaan. Ons moet die Bybel oopmaak. En ons moet die Heilige Gees vra om ons te leer, om ons te help. Ja. Daar's sekere voorskrifte wat vir ons gegee word in die Bybel en ons moet bereid wees om daarna te luister. Ons moet nie net sê ja, ag maar. Nee, daai lekker ou ag maar. Elke maar het 'n meer. Nee. Sê ek stuur die trooster onder druk. Luister, hoor julle die woord onder, hy sal ons leer. Ons is terug by die woord leer. Ons sluit ons oë. Liefdevolle Vader, ons is dankbaar dat ons weer eens kragtige woord wat U vir ons daar gestel het, die geleentheid gehad het om daaruit te leer, want U is die groot leermeester. Help ons om dit uit te leef en dit te verkondig aan ons medebroers en susters, sodat hulle ook kan besef, die woord van God is gegee ter lering. Ons bid dit in U naam alleen.